Goeienaand. Hallo. Baie welkom hier vanaand. Jos, het lyk vir my ek en jy gaan moet langer preek, want as ons in die oggend kort preek, dan is daar nie so baie in die aand hier by die kerk nie. So ek dink uur en 'n half, 2 ure. Baie welkom, as jy besoeker is, ook spesiaal welkom hier by ons. Ons is regtig bevoorreg om hierdie wonderlike tyd, en is nou nie in Pinkster nie, maar dit wys vir jou, dis altyd Pinkster. Die Heilige Gees is altyd teenwoordig, en ja, amen. Ek voel die verwagting klaar my gees, die Here is hier en die gaan groot dinge gebeur. So, wil net sê welkom, en dan gaan ek vir ons bid. Ons gaan offers opneem, soos ek gesê het. Ons wil graag elke aand 'n offerande opneem, nie omdat jy as besoeker of wie ook al hier is om jou geld te vat nie. Is eintlik om jou geld te vat, maar nie direk nie, is indirek. Ons wil graag vir Israel se bediening, hulle bediening seën, en ons wil regtig die Here vertrou vir 'n goeie en 'n groot offer vir hulle. So maak jou hart oop ook. Ons gaan saam bid en dan gee soos die Here op jou hart lê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vanaand vir die besonderse voorreg om so hier saam te kan wees. Here, van al die plekke waar ons vanaand in Appington kon wees, is hierdie die beste plek om te wees. Want U is hier, U het 'n afspraak met ons. Dankie vir dit wat U besig is om te doen. Dankie vir dit wat U vanoggend in mense se lewens gedoen het. Dankie vir aanrakings. Dankie vir die dooping in die Heilige Gees. Dankie vir nuwe krag. Dankie, Here, vir genesing. Dankie vir aanrakings. Ons aanbid U vanaand, Here, vir U grootheid, vir U goedheid en vir wie U is. Here, ons kan nie help as om net meer en meer verlief te raak op U en wat U doen nie. Ons nooi U vanaand in ons midde, in elke opsig, in elke hart, in elke bank, Here. Dankie dat U elkeen van ons wat vanaand hier ingestap het, sy storie ken, dat U ons lewens ken, dat U die detail van ons lewens ken, en daarom weet U, Here, presies wat ons vanaand van U nodig het. En dankie dat U dit doen wat ons vanaand vra, maar baie groter is dit, want U sê in die woord, ver bo wat ons kan bid of dink of vra, deur die krag van die Heilige Gees. En dankie dat ons vanaand net alles wat hier gebeur aan U kan opdra. Ons bid ook dat U die gee van die offers nou ook sal seën in Jesus naam. Amen. Nou maar goed, ons gaan offers opneem en dan gaan ons die Here aanbid. Daar's 'n plek waar jou weet opraak en jou longe vul met krete van angs. Hy weet. Daar's 'n plek waar jou vra jou gesel en jou sekerheid soos dryfsand voel. Maar hy weet. So raak stil. Vertrou, raak stil, vertrou, raak stil, vertrou, want jou stilte wys wie jou God is. Hy weet, as vir jou stem maar hier is jou geloof gekrees, lyk al jou wysheid dom, sal jou antwoorde stom. Hy weet, as vir jou stem vertrou, want jou stilte wys wie jou God is. Hy is God, jy is nie. Hy's alwetend en alwys. Hy weet, ja, hy weet. Hy is reeds in môre en saam in vandag.
so hy weet wat om die draai vir jou wag. So, raak stil, vertrou, raak stil, vertrou, raak stil, vertrou, want jou stilte wys wie jou God is. Hy weet, as die mal is, jou geloof gekrees. Goeienaand. Lekker om julle almal hier te sien. Mense is so geneig om te bid, mag die Heilige Gees vanaand hier wees. Ek dink ek kan met vol vertroue sê die Heilige Gees is hier. En ons is vol afwagting en baie opgewonde vir vanaand se diens. En ja, ons kan nie wag om te hoor en te sien wat die Here vir ons wil sê en wys vanaand nie. So kom ons staan en dan maak ons so. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross, and I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. And I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether
altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And praise you again and again, 'cause all that I have is an hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I threw So I threw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is an hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but it's nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is an hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but there's nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Amen. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. here's my heart. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true, 'cause I am found
Vanaand kom verklaar as Here dat ons nie baie het om te gee nie, maar dit wat ons het kom gee ons vir U. Here, hier is ons harte. Werk daarmee. Make pure, Vader. Vader, ek wil nie die kleinste gedeeltjie van my hart wil ek hê moet gevul word deur onreinheid nie. Here, ek wil bid dit en Here, ek kom bid dit vanaand oor almal se harte. Vul ons. Maak ons bekers vol, Vader, dat ons harte en ons bekers oorloop van U goedheid en van U mooiheid. Ag Here, net van U kindness. Here, en vanaand kom sit ons by U voete. En ons kom vra vir U werk met elke hart. As ek voor U voete val, voor die almag van die Heilige en die stilte oor my daag, hier in die skadu van die Ewige, dan weet ek U is al wat saak maak, soos U liefde weer my hart kom aanraak, en Here van die hemelskare,
U is alle eerbied waardig, en meer as wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing en voor U val in aanbidding. En as ek voor U voete val, oorweldig deur U majesteit, dan smag ek bovenal, ja, na die glorie van die heerlikheid, want U alleen is al wat saak maak, soos U liefde weer my hart kom aanraak, en Here van die hemelskare, U is alle eerbied waardig, en meer as wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing en voor U val, en meer van die hemelskare, en U is alle eerbied waardig, en meer as wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing en voor U val in aanbidding. My hart begeer om U nog meer met elke asem te vereer. My hart begeer om U nog meer met elke asem te vereer. My hart begeer om U nog meer met elke asem te vereer. My hart begeer om U nog meer met elke asem te vereer. En Here van die hemelskare, U is alle eerbied waardig, en meer as wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing en oor U val, en Here van die hemelskare, U is alle eerbied waardig, en meer as wat ek ooit kan bring, sal ek aanhou sing en voor U val in aanbidding. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Amen. Hy is koning, hy is Heer en hy kom terug. Halleluja. Is julle gereed vir vanaand? Ons vra net dat die Heilige Gees sy werk sal doen hierso in ons midde vanaand in Jesus naam. Julle kan sit as julle wil. Dankie vir die lofprysing. Ons loof die Here. Dit is wonderlik om saam met julle te bedien. Dit is my groot voorreg. Baie dankie julle. Dankie. Wel, Jesus is op die troon en ek is so opgewonde vanaand om met julle te kom deel en wat my hart is. Ek is eintlik bly dat julle Pinksterweek nie uitgewerk het soos dit moes nie, want nou kan ek kom kuier. Halleluja. As 'n evangelis, ek gaan jou deel aangaan. Ek sal my mic nader hou. Jy moet hom net so klein bietjie harder sit vir my, dan is ek reg. As 'n evangelis is dit vir my 'n groot voorreg. Evangelisasie, as jy
as jy die vyfvoudige bediening wil gaan sien, as 'n evangelis, vir my die grootste voorbeeld in die Nuwe Testament natuurlik is Jesus. Halleluja. En maar as jy dan iemand anders wil sien wat gesalf is met die Heilige Gees as 'n evangelis, die grootste of die beste voorbeeld vir my is in Handelinge 8, is 'n man by die naam van Filippus. Die Bybel sê hy het Samaria toe gegaan. Kyk nou mooi, in Lukas 9, hier in die Bybel, in Lukas 9, gaan Jesus, en hy moet nou kruis toe gaan. Nou moet hy kyk mooi, hy moet deur Samaria gaan, om by Jerusalem uit te kom. Maar in daai oomblik is daar 'n rasverskil tussen Samaria, die Samaritane en die Israeliete, die Jode. Want die Jode was volbloed Jood. Samaritane was halfbloed Jood, halfbloed heiden. So hulle, die Jode het gesê, nee, julle kan nie aanbid in Samaria nie, julle moet Jerusalem toe kom. Dankie tog Jesus dat dit nie meer vandag so is nie, halleluja, dat ons om enige plek kan aanbid. Maar nou's Jesus, kyk gou wat gebeur, in Lukas 2 sê die Bybel, Jesus het groot geword en die Heilige Gees was met hom. So die Bybel sê, die Heilige Gees het gemaak dat hy groot en sterk word in die Gees. Maar in Lukas 3 kom Jesus en nou moet Johannes die doper hom doop. Hy vra, doop my. En Johannes toe hy hom doop, toe Jesus uit die water uitkom, toe bid hy. Hoor gou, waarvoor bid hy? Want waarvoor anders sal hy bid, toe hy uit die water uitkom? Die Bybel sê hy kom uit die water uit, en nou bid hy. Waarvoor bid hy? Want bid beteken, jy vra vir iemand iets, wat die ability het om het vir jou te gee. Maar kyk wat gebeur direk nadat Jesus bid. Die Bybel sê die hemele gaan oop en God stuur die Heilige Gees en hy kleef vir Jesus soos 'n duif. Iemand sê vir my nou die dag, die Heilige Gees het my kom kuier. Ek sê, hoe? Hulle sê nie, daar het 'n wit duif by my venster kom sit. Ek sê, nee, want die Heilige Gees is nie 'n duif nie. Die Bybel sê, hy was geklee, empowered. Hy het hom omvou met krag en met die Heilige Gees. Die Bybel sê, toe word Jesus gesalf met die Heilige Gees. Watch gou hierso. Die Bybel sê, toe Jesus uit die water uitkom, toe hy kom die Heilige Gees op hom. Waarvoor dink julle het hy gevra? Hy het gevra vir die Heilige Gees. Want toe gee God hom die Heilige Gees, want Jesus het geweet, die volgende dag moet hy nou die duiwel gaan aanvat op die berg. En toe hy moet aanvat op die berg, toe weet hy kan nie die duiwel aanvat sonder die krag van die Gees van die almagtige God nie. En hier gaan hy op die berg met die duiwel. En elke keer wat die duiwel vir hom sê, doen dit en dit, wat sê Jesus vir hom? Dis geskrywe. Want die Bybel sê, een van die werke van die wonderlike Heilige Gees is, hy gaan vir jou herinner aan die. Elke keer het hom teruggeantwoord met die woord, wat vir my beteken, dis nog 'n werk van die Heilige Gees, halleluja. Hy breek hierdie skrifte oop vir jou. Hy maak dit reël. Dis 'n werk van die Heilige Gees. Net daar waar jy sit, sê net Heilige Gees, breek hierdie woord oop vir my in Openbaring. Wie van julle het al 100 keer, partykeer 'n hoofstuk gelees? As jy hom weer na 3 of 4 maande gaan lees, dan gee vir jou totaal en alle ander Openbaring. Hoekom? Want ja, dankie, 1 of 2, wonderlik. Gewonder die kerk is vol nie, julle kor die Heilige Gees. En dis hoekom en dis wat gebeur, want hy maak die woord lewendig. Wow, maar kyk wat gebeur, hy word gedoop. Handelinge 4, kom Jesus nou van die berg af, hy's klaar getoets deur die duiwel, en Jesus kom af van die berg af, en sy eerste preek, nadat hy die Heilige Gees het,
Het julle geweet, Jesus het geen wonderwerk gedoen sonder voordat hy gedoop was met die Heilige Gees nie. Maar toe die Heilige Gees het toe kom hy van die berg af. Hoor wat is sy eerste preek in Lukas 4 vers 18. Nou sê hy, the Spirit of the Lord is upon me and he has anointed me. Woo! Die Gees van die Here is op my en hy het my gesalf. Weet julle wat beteken daai salwing soos ek vanoggend gesê het? Dis die manifesteerde teenwoordigheid van God. Die salwing is nie die Heilige Gees nie. Dis die manifestasie van die Heilige Gees. Soos hitte is nie die vuur nie. Maar die vuur produce hitte. So, die salwing is nie die Heilige Gees nie, maar die Heilige Gees produce die salwing. Nou hoor wat sê Jesus, is die salwing suppose om te doen. In Lukas 4 vers 18 staan hy voor eerste kerk wat hy voorpreek. En hy sê, now the Spirit of the Lord is upon me. Lukas 4:18, and has anointed me. Ho, 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 ho. Hoor wat sê, hy het my gesalf. Hoor, hy sê vir wat? Hy sê, om die evangelie te verkondig. So wat vir my beteken, Jesus, nie eens Jesus kon die evangelie verkondig sonder die Heilige Gees nie. Hoekom? Want as jy die evangelie verkondig met die Heilige Gees, dan sny jy die hart, nie die kop nie. Dan word dit nie kopkennis nie, word openbaring. Bybel sê, daarna sê hy, to open the blind eyes. Het julle geweet, in Lukas 4:18, daai blind eyes is 3 tipes oë. Geestelik, sielsdimensie en vlees. Ja. Soos nou die dag, is ek in Zambia. Hulle bring 'n oom, van hierdie mense travel oor 14 dae op voet, deur 3 riviere om by die crusade uit te kom. Want hulle hoor daar's 'n God wat lewendig is. Maar die keer bring hulle vir my oom wat wat noem jy dit, stokblind, ek weet nie. Blind is, sy oë is wit. Weet jy hoe voel dit? As sê daai mense, ons kom van ver. As sê ons kom van ver af, van ver af. Hy ook kom van ver af. Want hy het gehoor God maak die blinde oë oop en hy sê nou moet jy bid. Jessie, weet jy hoe voel jy dan? Gelukkig is daar skrif wat sê when I am unfaithful, he stays faithful. Want ek wou die oom kon daarom hoor, so ek wou vir die oom wys, ek het my evangelisgraad en my sertifikate, so ek begin met Thou Father, who art in thou heaven, so die oom net kan hoor ek kan bid. En soos ek my hand op het, Here maak hom sommer net sy oë oop en ek beweeg. Want ek het nie geloof gehad vir dit nie. Ewe skielik begin die mense te lag. En my tolk begin te lag. Vra, waarvoor lag julle? Hy sê, nee, die oom sê, hier's 'n wit man in Zambia, wat soek hy hierso? Hy maak die fisiese oë oop, en dan maak hy die geestelike oë oop. Wat is die geestelike oë? Die Bybel sê in 2 Korintiërs 4 sê die Bybel, dat die duiwel het ons blind gemaak. Jy's blind van jou sonde, en tot die wyl weggevat word. En jy behold Jesus, the Son of God. Dis hoekom hy sê in die laaste dae sal die Heilige Gees oor jou kom en jy sal drome en visies kry. As jy drome en visies wil hê, hou net jou hand gou so, dan bid ons gou. 1, 2, 3. Vader, in die naam van Jesus, just pour out your spirit to give them dreams and visions, Lord. Visioene en drome in Jesus naam. Gee hom gou vinnig hande klap en sê I receive in Jesus name. Maar die volgende ding wat gebeur is nou Lukas 4, nou sê hy, die Gees van die Here is op my, to open the blind eyes, hoorie, to set the captive free. Weet julle wat beteken daai woord captive? Enige iets wat die duiwel jou het, of dit sonde is, verslawing is, alkohol is, pornografie is, leuns is, enige iets wat die duiwel jou op captive het. Hy sê, to set the captive free. Die Bybel sê, in Jesaja 10 vers 27, hy sê, die salwing, hoor mooi, hy sê nie, breek die juk nie, die salwing verwoes die juk, verwoes die juk. Ek sit met vriende, wat alkoholiste was, 7-8 jaar terug, depressief was, hulle is vry, hulle kon nie eens 'n werk hou nie, 11 uur in die oggend het hulle uitgepas, onder drank en onder dwelmse goeders, maar vandag is hulle ondersteuners vir die evangelie, om die gospel te gaan preek, want die Here het hulle herstel, die Here het hulle vrygemaak.
Maar Jesus kom en hy sê, die gees van die Here is op my. Hy sê, want die salwing, it can set the captive, it can destroy the yoke. Jesaja 10 vers 27, dit verwoes die juk, wat Suid-Afrika nodig het. Hoeveel van ons kinders sit met verslawing? Hoeveel van ons kinders sit met verwerping? Hoeveel kinders sit met die verskoning, ek het nie 'n pa nie, want hy's absent, ek hoor jou, en ek's jammer om dit te hoor, maar die Bybel sê, wanneer die gees van die Here in jou kom, weet jy, daar's 'n hemelse Vader, soos toe ek by my begrafnis van my pa gesit het, hy het my met niks gelos nie, niks, hy was gelikwideer. Toe ek by die begrafnis sit, toe hoor ek 'n stem wat vir my sê, van vandag af gaan ek jou vader wees. En God stuur manne, paas op my pad, wat vir my sorg sodat ek die evangelie kan gaan verkondig. Hy breek daai juk, destroys the yoke. Mense kom en ek het volgende weer eens gesê, mense kom en ek hoor jou. Mense kom en sê, ek het depressie, ek sukkel met depressie. Ek hoor. En weet julle hoekom staan ek hier vanaand? Is om te sê, dis nie omdat ek arrogant is nie, maar is omdat ek glo in 'n God wat blydskap vir sy mense wil hê, wat vrede vir sy mense wil hê, wat liefde vir sy mense wil hê. Dis wat hy soek, want hy's 'n goeie God. Hy's vir ons. Hy's 'n God wat kan genees. Hy's 'n God wat kan bevry. Dis die God wat ons dien. As die kerk net kan opstaan en sê, okay, hoorie, ek besef hierdie situasie. As ons dit nie kan doen in ons eie mag en mense help nie, moet ons ophou vir hulle sê, Jessie, ja, ek hoor jou en dan verskoning soek. In plaas van die oplossing, verwys hulle na Jesus toe. Want hy het die krag. Hy het opgestaan uit die dood uit, halleluja. Hy's lewendig, daar's niks te moeilik vir hom nie. En ek sê jou sommer vanaand hier waar jy sit, whatever jou situasie, jy gaan vanaand in Jesus naam hier uitstap as 'n oorkommer en nie 'n komkommer nie, in Jesus naam. Halleluja, halleluja. Prys die Here, want die Here sê ons is oorkommers, ons is nie komkommers nie. Maar ons het soos 'n komkommers geraak. Thank you Jesus. Hier's iemand, die Heilige Gees sê vir my, is iemand hier, ek's besig om 'n vuur in jou op te rig, om ander te gaan aansteek. En die Here kom en hy sê, to set the captive free in Lukas 4, en hy sê, to give liberty to the oppressed. Weet julle waar kom hy woord oppressed vandaan? Depressed. Julle vra vir my, hoekom hamer jy so op alkohol? Hoekom hamer jy so op depressie? Want dis twee van die goed wat ons mense in ons land besig is om pak te gee. En ek kan nie dink, want enigiemand met wie ek al gepraat het oor daai drie sal vir jou sê dit, steal, kill en destroy. En Johannes 10 vers 10 sê die Bybel, die duiwel het gekom, to steal, kill and destroy, but, sê Jesus. Hoekom lag julle? Dis nie 'n bad met 'n D nie, bad met 'n T. But Jesus said, I've come to give life and life more abundantly. So hy sê, waarever die duiwel by jou gesteel het, het hy gekom om lewe te gee. Waarever die duiwel by jou gekom het om te destroy, het hy lewe gegee. Waarever hy gekom het om dood te maak, het hy gekom om lewe te gee. Al wat hy kom doodmaak het, is daai ou sondige lewe van jou. Sodat jy kan opstaan in hierdie nuwe lewe. Wow! Maar nou kom Jesus en hy sê, ek het dit nie self gedoen nie. Hy sê, dis die Heilige Gees se salwing op my. Salwing. Ek wil bly praat oor daai salwing. Ek sal môre aand oor iets anders praat. Is kyk, 'n lekker boodskap vir julle môre aand. Julle moenie môre aand mis nie. Want môre aand is vir jou. Vanaand fokus ons hier, maar ek wil gou fokus op die salwing. Salwing. Daai teenwoordigheid. Salwing beteken smeer. Rap. Jy weet, ek onthou altyd met my vrou. Ek kan in die TV-kamer sit. Ek kan haar nie sien nie. Dan sê daar in die kamer as hy klaar geshower het. Maar dan ewesklik kan ryk ek haar. Kan haar nie sien nie, maar ek ryk haar. Het julle dit al gesien, mans? Jy ryk jou vrou, want hulle sit daai, wat's daai goed, Nivea of wat? Nivea cream of
Ek hoop nou nie dis camphor cream nie, maar dan gaan sy ryk soos jou oupa. Luister. Nivea cream of Vaseline, whatever cream wat jy kry. Nee, jy kry julle het dit hierson in julle het dit Dischem hierson op internet. Dan sê julle weet waarvan ek praat. Maar julle weet wat, ek hoef nie my vrou te sien nie, maar ek ryk haar. Hoekom? Want sy salf haarself. Sy smeer haarself met daai cream. Weet jy? Sit ek al die TV kan. Verstaan julle nou hoekom het Jesus in Lukas 8? Toe sê 'n man met 6000 debone. Ek vra die Here, want hy het vir my gesê in Johannes 14, ek kan dieselfde werke doen as wat hy doen. Watch hom. Hy gaan nie deur 'n bevryding sessie nie en ek sê nie dis verkeerd nie, hoor. Ek het net vir die Here gesê, Here, ek het nie tyd nie, want daar waar ek preek 20 minute dan moet ek uit. Dis hoekom ek hier 3 ure preek. Sal nie vanaand gebeur nie. 20 minute dan moet ek uit, want ons soek die gangsters my. So ek moet vinnig move. Watch wat doen Jesus. In Lukas 8 vanaf vers 26, daar's 'n man met 6000 demone in hom. 6000. So my eerste vraag is, hoe kom demone in? Want ek sien 'n bevryding bediening hier. Ek sê te evangelis. Ek preek die gospel, as duiwel in die pad kom, jaag hom uit in die naam, bo elke naam in die naam van Jesus. Maar ek sê weer ding sê, 6000 demone. Die eerste vraag met myself was, hoe kom daai demons in? En ek het geleer, oral waar daar 'n gaatjie is in jou liggaam, waar hy kan inkom. What are you watching? What are you listening to? Wat snyf jy hier op? Ek sê ons mense daar waar ek preek, sê vir hulle, ja, die Here het mos gesê, if you want peace, take some taxi. Snyf hom. Hierdie een is gevaarlik, want hierdie een kan ontvang en gee. Very dangerous. Hierdie een ontvang en hy kan gee. Hy spreek cursing, state of life. Dit is gevaarlik. Dan die ander twee gate ken julle. Maar dis waar jy die deure oopmaak vir die vyand. En julle sit dalk hier vandag en julle sê vir my, maar hier's jong kinders hier in Israel, jy kan nie dit doen nie. Julle weet nie, dat nou die dag was ek in Suid-Afrika by 'n skool, 'n laerskool. Ek vra vir hulle, wat is die grootste probleem? Hulle sê vir my, swangerskap. In 'n laerskool. So ek weet nie waar die ou die deure oopgemaak het. Ek weet nie wat se deure het hy oopgemaak het, maar 6000 demone binne in hom. Wat hierso? Jesus kom daar by sy stad aan. Jesus sit sy voet op die berg. Net so. Toe kom daai demoon. Die Bybel sê daai ou bly in die graf. Die voorvaders, mense wat so voorvaders aanbid in Suid-Afrika, dis 'n mooi preek vir hulle. Ek sê vir hulle, sien julle, hy was in die graf, hy het in die grafplaas gebly. Hoekom? Hy het hulp gesoek by sy voorvaders. Hulle kon hom nie help nie. Maar toe Jesus sy voet op die berg sit, die Bybel sê, toe kom daai demone met daai man afgehardloop en binne minute, toe sê hy al 6000 uit. Al 6000. Die Bybel sê, watch hierso, die Bybel sê, toe die stad kom om te hoor wat gaan aan, toe sit daai man by die voete van Jesus. Hulle sê hy was mal in sy kop. Hy het mind problems gehad in die siel. Maar die Bybel sê, toe Jesus klaar kom, toe sit hy by die voete, hoor hierso nommer 2, back to his right mind. Waar sit die depressie? 'n Dokter sal vir jou sê. Dankie. Hy sê in die kop, die Bybel sê, hierdie ou was terug in sy regte gedagtes. En hy's geklee. Maar my vraag was, wat doen Jesus? Weet jy wat my so great van Jesus? Hy gaan nie met 'n lysie af. O ja, ons daai sonde, okay, weet jy wat? Kom ons deel met 1300 demone. Dan kom jy môre terug aan Tikos weer. Want Jesus het gesê, I came to set the captive free. En hy sê as ek 'n werk doen, doen ek dit oordentlik. Laat ek jou vanaand vertel, as jy hierso sit en jy voel ek is so 'n halfpad, vanaand gaan jy hier uitstap in die naam van Jesus, flat out, free, set free, walking in power, walking in miracles, living a life of favor.
In Jesus naam. Is julle opgewonde? Jesus kom en hy sê, wat is so? Maar nou, Jesus maak hier jou in 1 minuut sort hy hom uit. Wie sal graag die naam van Jesus wil roep en mense se probleme is in 3 minute uitgesort? Ek gaan wonder, Appington lyk soos wat dit lyk nie, maar daar's net so 4 of 5 mense wat dit wil doen. Ek sê, wie wil graag hê as ons die naam van Jesus roep, word alle probleme op een slag uitgesort? Maar ek het myself gevra, Here, is julle met my? Ek het myself gevra, Jesus, hoe werk dit? As ek van Afrika afkom, is my stem weggeskree. Twa, kalabitso ya Jesu. Twa, kalabitso ya Jesu. In die naam van Jesus. My stem skree, jaag hierdie demone uit. Jesus sit sy voet op die berg. Die Heilige Gees sê vir my, daar's 'n beter way. Ek sê, wat? Hy sê, lees Handelinge 10:38. Hoe Jesus gesalf was. Met die Heilige Gees. En met krag. Wat beteken? Toe Jesus sy voet op die berg sit, toe ryk hy demone om. Hy sê, ons moet uit. Hoe ryk jy in die Gees? Is daar iemand wat vanaand wil sê, Here, salf my met jou Heilige Gees? Is daar enigiemand hier vanaand? Is daar enigiemand hier vanaand wat wil sê, Here, salf my met jou Heilige Gees? Here, dat wanneer ek by 'n plek instap, moet demone uit. Want dis wat Jesus, die Bybel sê, hy was gesalf. So wat beteken is, die Bybel sê, eintlik wat Christene doen is, we are a fragrance unto God. Fragrance beteken 'n reuk. So as ons by 'n plek instap, demone is nie suppose om jou te like nie. Hulle moet ongemaklik raak. Soos nou dag toe ek ver af kom in Afrika, en ek wil net by my vrou wees, ek het nou net geland. Ek wil net hê ek en sy moet gou gaan eet, want ek wil hê sy moet kos maak nie, want ons is vroeg in die bed, ek's moeg, dit was 2 weke, jy ry 'n 250 km pad vir 8 ure, die pad is so sleg, om by die mense uit te kom, om die gospel te preek. By the way, in daai dorp, toe nooi die koningin my van die dorp, die koningin van die distrik, my genooi. Ek wou nie gaan nie, want jy moet so voor hulle buig as jy inkom. Maar sy stuur haar runner, sy sê, hoor hierso, ek wil jou graag asseblief môre ontmoet. En die runner sê, en die koningin sê, jy hoef nie voor haar te buig nie, want jy dien die koning van alle konings. En ek kom terug en ek sit daar by die restaurant, ek wil net gou saam my vrou ietsie eet. Hier kom die waiter, plak so teen die tafel vas, beweeg nie. Ek vra van, wat's fout met jou? Hy sê, dis Saterdagmiddag en jy drink 'n milkshake. Hy sê, wat's fout met jou? Ek sê, niks. Hy sê, maar die ander ouens kap op 'n Saterdag, maar ek sê, nee, maar hy gaan so, wat is so om jou? Hy sê, ek wil nie weg, ek sê, hy sê, hoor hierso, hy sê, so jy drink, hy gaan so, nee, ek sê, ek het daai t-shirt, maar hy is onder die water, onder die bloed verbrand met die vuur van God. Hy gaan so, weet jy wat, ek het nie geld nie, so ek kan nie in 'n rehab ingaan nie, ek is 'n verslaafde alkoholist. Hy sê, ek het nie tyd nie, want ek moet werk en ek het nie geld nie. Ek sê vir hom, ek glo ook in rehabs, maar daar's 'n shortcut. Ek ken die weg. Jesus. Hy ou kom staan daar langs my, die hele aand, ek wil net met my vrou bietjie fellowship, ek het vir haar vir 3 weke nie gesien nie, hy staan nie altyd so by my. Ek sê vir hom, kan jy net die ander mense gaan help? Nee. Ek sien hom nou die aand by die restaurant, sober as a judge. The captive free. In 'n restaurant. Ek is besig om te beweeg na 'n punt toe, en ek gaan vinnig wees vanaand. So dit beteken 2 uur. Hoekom raag jy, Freddy? En die Bybel in Lukas 8, watch gou hoe ver gaan die salwing se genade, want met die salwing kom genade. Genade is iets wat jy nie verdien nie. So in Lukas 4 genees Jesus Petrus se skoonma. Dis genade.
Die salwing. As die salwing van God se Heilige Gees daar is, of jy nou skoonmaas, skoonpaas of whatever, as jy siek is, gaan hy jou genees. Moenie so vir my kyk nie. Maar watch nou hierso, dis waar die punt waar ek wil kom. Hey. Watch nou hier. Watch nou hier waartoe ek wil kom vanaand. Hier is die punt wat ek wil maak. In Lukas 6, Lukas 7, sien jy hoe die salwing van Jesus 'n prostituut vrymaak. Vergewe haar. En hy gee haar die krag om nie meer te gaan sondig nie. Lukas 8 maak dit daai ou, Lukas 9 kom hy, hoor wat sê, nou moet hy deurgaan Samaria toe. Nou moet hy deur Samaria, maar hy moet oorbly. Hy roep vir Johannes en vir Jakobus. Hy sê, gaan en berei vir ons 'n plek voor, kry vir ons 'n gastehuis daar in Samaria. Kry vir ons 'n guesthouse. Ek wil daar oorbly. Hoe werk dit? Dis verseker nie die salwing nie. Hy sê, gaan prepare 'n plek. Johannes en Jakobus kom terug, hulle sê, hulle soek jou nie daar nie, want jy's 'n Jood. En jy gaan deur na Jerusalem toe. Hoor wat sê Johannes. En Johannes sê, sal ons vuur afgooi van die hemel. En dan destrooi ons hulle almal, want hulle wil jou nie daai nie. Jesus kom en hy sê, hoor wat sê Jesus, hy sê, ek het nie gekom om mense te destrooi nie. Ek het gekom om mense te red. Julle weet nie van wat se gees ek is nie. Kom ons beweeg aan. En hy gaan verby Samaria. En hy sterf op die kruis. Die Bybel sê, en hy staan op. En die Bybel sê, in Handelinge 1 vers 8 sê, nou sal julle krag ontvang. Moet nou nie hierdie verkeerd verstaan vanaand nie. Hoor nou wat ek vir jou sê. Moenie hierdie verkeerd verstaan nie. In Johannes 20 vers 22 blaas hy op die disippels. Daai blaas op die disippels is vir die Heilige Gees om in te kom. Dis 'n ontmoeting as jy die naam van Jesus roep. Dis jou weergebore. Daai wanneer die Heilige Gees in jou kom is vir jou. Is vir jou. So enige iemand wat in Jesus glo, jy kan nie in Jesus glo as dit nie die Heilige Gees is wat dit in jou hart vir jou doen nie. So dan het jy klaar die Heilige Gees in jou. Maar toe kom Jesus en hy sê in Handelinge 1, daar's 'n ander ontmoeting met die Heilige Gees. Want nou is die Heilige Gees in hulle. So moet dit nie verwar nie. Moenie dink omdat jy nog nie gedoop is in die Heilige Gees dat jy nie gered is nie. As jy geloof het in Jesus, het die Heilige Gees in jou gekom en jy dra die vrug dat jy nie meer doen wat jy altyd in jou verlede gedoen het nie. Dan dra jy die vrug, dan het jy die Heilige Gees in jou. Maar sekere Christene het ook nog nie die Heilige Gees in Suid-Afrika in hulle nie. Hulle glo net dankie Jesus en wat, maar daar's nie verandering in jou lewe nie. Dis wanneer die weergebore ervaring, wanneer hy binne in jou kom, dan verander hy jou hart. En dis vir jou. Maar dan kom hy in Handelinge 1 en hy sê, julle het gehoor van my, dat Johannes doop met water. Maar ek gaan julle nou, 'n paar dae, julle gaan wag in daai boonste kamer. Wat moet hulle doen? Wat? Bid. Wat het Jesus gedoen toe hy die water uitkom? Bid. Wat het die disippels voorgevra? Bid. Hy sê bid vir wat? Hy sê bid vir een ding. Daar het hulle nie gebid. Hulle het nie gebid vir 'n vrou nie. Hulle het nie gebid vir 'n man nie. Hulle het nie gebid vir beskerming nie. Hy het gesê julle wag en julle roep uit. En die Bybel sê in Handelinge 1, hulle was in smeking. Smeking vir wat? Vir die Heilige Gees, want Jesus het gesê, Johannes doop met water, maar ek gaan julle in 'n paar dae van nou, nie ver van hier af nie, gaan ek julle doop in die Heilige Gees. Hoor wat sê hy? Sê julle sal die Heilige Gees nou ontvang. Bedoelende, hy sê soos die Heilige Gees op my was. Soos die Heilige Gees op my was wat demone losgemaak het, wat die siekes genees het, wat mense betrekking gebring het tot Jesus. Daai selfe ontmoeting, hy gaan julle so krag gee. Hoor wat vra hulle in vers 6, Handelinge 1 vers 6. Here, wanneer gaan jy die nasie
van Israel herstel. So hulle is bekommerd oor die nasie. Hoor wat is Jesus se antwoord? Dit kom julle nie toe daai tyd nie. Maar vers 8, julle moet krag ontvang om vir my te getuig. Julle moet krag ontvang van die Heilige Gees. So wat probeer Jesus daar sê? Hy sê daai selfde Heilige Gees wat op my was, wat my krag gegee het om nie te val vir sonde nie. Daai selfde Heilige Gees wat op my was, wat kon vergewe. Daai selfde Heilige Gees wat op my was, wat die duiwels uitgedryf het. Dieselfde Heilige Gees wat op my was, wat die siekes genees het, wat my gemaak profeteer het, wat my drome en visies gegee het. Daai selfde Heilige Gees wil God vir julle gee. En die Bybel sê, op die dag van Pinkster, toe gebeur het, watch nou hierso. In Handelinge 8, dis nou toe die uitstorting van die Heilige Gees daar is, onthou julle, nou is die uitstorting van die Heilige Gees, die Heilige Gees is hierso. In Handelinge 8, hulle ontvang hom in Handelinge 2, Petrus stap verby die tempel, geneese man. Hy sê vir hom, silwer en goud het ek nie, maar wat ek vir jou het, in die naam van Jesus, wat vir jou partykeer wys, jy moet onderskeiding by die Heilige Gees hê, die ou wat by die robot staan, moet jy hom nou R20 gee? Of moet jy vir hom sê, ek het dalk nou R20 vir jou, maar wat Jesus vir jou wil hê is, in die naam van Jesus, staan op en loop, kom klaar met daai verslawing, kom klaar met daai alkohol, kom klaar met dit, want God het 'n ander plan vir jou. Meeste van ons mense in Suid-Afrika op die robots, ek sê nie almal nie, maar meeste van hulle staan daar, want hulle het 'n verslawing, en die verslawing steel hulle geld. So ons mense moet eers vrykom. Hy sê, en julle sal daai krag ontvang. Petrus vat aan daai man. Hy vat net so aan hom en hy sê, in die naam van Jesus staan op en loop. Hoekom vat hy aan hom? Want nou is Petrus gesalf. Het julle gesien in Markus 5? Hallo? Het julle gesien in Markus 5, kom 'n vrou wat vir 12 jaar 'n bloedsiekte het. 12 jaar, sy vat net aan sy kleed. Hoekom vat sy aan sy kleed? Want sy sweet wat gesalf was op sy liggaam, het oorgegaan na die kleed toe, en die salwing slaat op haar, en onmiddellik is sy genees. En dit gebeur vandag nog, soos nou die dag is ook op die stage, ek preek my longe uit, die Here sê vir my, hier's 'n vrou hierso, wat vir 14 jaar, nie aanmaandelik, ek sê, Here, ek weet niks van die goed af nie. Is nou 14 jaar wat sy siek is, ek sê, Here, wat moet ek nou doen? Hy sê, roep haar net uit en sê, vir ek genees haar nou. Die volgende aand kom 'n vrou opgehardloop op die stage. Sy sê vir 14 jaar was sy vroulik siek elke maand. Sy sê daai aand toe sy by die huis kom, toe is alles terug normaal. Na 14 jaar. Ek sê vir Jesus, ek sê vir hom, Jesus, jy het gesê ons sal beter werke doen as jy. Jy het iemand wat 12 jaar, jy weet hierdie vrou was 14 jaar. Jesus lag vir my, sê ja, asof jy haar genees het. Die salwing verwoes die juk op mense se lewens. En wat jy so, Handelinge 4, Handelinge 5, raak Petrus se skaduwee, die siekes, en die bose geeste. Hoekom? Dit was nie Petrus se skaduwee nie. Die Bybel sê, in Psalm 91, he who abides under the shadow of the wings of the Almighty. As eendag 3 vissies, hulle swem in die see rond, en God kom na hulle toe en sê vir hulle, vissies, kom hier so, ek is God. As julle nou enigiets van my wil hê, want dit niks is te moeilik vir my nie, sê enigiets van my wil hê, sê nou, hy vra die eerste visie, wat wil jy hê? Hy sê, Here, hierdie haie kom in die oggend vir breakfast. En hulle swem baie vinniger as ek. Het jy al ooit vir 'n visie vlerke gegee? God sê, ek is God. Vat jou wonderwerk, boom, daar gaat hy. Tweede visie kom. Hy sê, visie, wat wil jy? Hy sê, God, hierdie haie kom hier van agteraf. Sien ek hulle oë? Ek kan hulle nie sien van agteraf nie. Kan jy dalk vir my oë oor my hele lyf gee? Op elke vin. Skibbe. Here sê, let it be so, kry sy oë. Kom by die derde visie, hy sê, visie, wat soek jy? Hy sê, God, al wat ek wil hê, ek wil jou by my hê vir die res van my lewe.
Ek wil niks anders sê maar vir jou in my lewe nie, dis al. Die Here sê, let it be so. Volgende oggend kom breakfast tyd. Hier kom die haie. Hy eerste visie check hy haai so. Vang hy vlerke. Sta. Uit is hy. Op in die lug. Hy kyk so dat lekker sakkies. Nee, gedink julle vat my ne. In daai oomblik kom die visarend verbygevlieg. En hy gaan sê, Here, in die lug bring jy my breakfast. Tweede visie sien, hier kom die haie van agteraf. Hy swem weg, hy sê, lekker sakkies, julle het gedink julle kan van agteraf kom, nee. En hy swem uit die see uit en hy spring in 'n poeltjie water, daai dag 'n Appington somerdag. Water verdam. Toe word hy visbiltong. En toe daai haie by die derde visie so omkom, toe dog hulle daar's hulle breakfast, maar ewe skielik toe stop hulle al twee in hulle spore. En hulle sê vir mekaar, sien jy daai skaduwee? Ons ken hom. You touch that fish, you die. What's the moral of the story? Ek het self geleer. Ek het al hierdie begeertes gehad in my hart. Maar ek het nie besef, as God in my lewe is, gaan hy mense stuur om my te help. Hy gaan agter my kyk. Ek het sy koninkryk eerste gesoek. Hy het my gevat na daai plek toe. God, ek soek jou eerste. Dan gaan die res volg. God saam met jou is die ding. En hier kom hy in Handelinge 8, hier kom Filippus Samaria toe, ek maak klaar. Vir die eerste keer. Hier kom Filippus in Handelinge 8, waartoe gaan hy? Samaria. Daai selfde plek wat Johannes wou destrooi, wat nie vir Jesus wou gehad het op pad Jerusalem toe nie. Wat gebeur daar? Die evangelie word gepreek, duiwels word uitgedryf, die siekes word genees. En dan word mense met die Heilige Gees gedoop in Samaria. Daai selfde Samaria wat hulle wou destrooi. Jesus het geweet, na 'n paar dae gaan ek opstaan, gaan die Heilige Gees uitstort, hy gaan op Filippus kom, die evangelis. Kyk wat doen 'n evangelis in die Bybelpatroon. Hy verkondig die evangelie. Hy jag duiwels uit in die naam van Jesus. Genees die siekes in die naam van Jesus. Ek genees hulle nie, ek ken die geneesheer. En as jy vanaand hier is met 'n siekte of 'n kwaal, bid ek dat die salwing van die Heilige Gees van Jesus Christus op jou val, dat jy sal môre aand kom testify that God is the healer. Ontvang dit nou. Ontvang dit nou. Die venster is oop. Maar dan sê hy, toe word hulle gevul met die Heilige Gees. Hierdie is die evangelis se hartsbegeerte. Die evangelis se werk is om Christus te gaan verkondig. Duiwels uitdryf, siekes te genees. En dan seker te maak die mense is gedoop en gevul met die Heilige Gees, gedoop in die Heilige Gees. Jesus se patroon, nadat hy opgestaan het, hy los geen Christen sonder die doping van die Heilige Gees nie. Daar waar ons oop lig te hou, moes ek vinnig leer, dat God het vir my gesê, Israel, jy preek Jesus en vergifnis, dis goed. Maar hier op die derde aand, dan begin die mense hartseer raak, want ons gaan huis toe. Nou het ek 'n antwoord vir hulle. Ek sê, ek gaan dalk huis toe, maar daar's iemand beter as ek, wat saam met jou, in jou en op jou wil huis toe gaan. Sy naam is die Heilige Gees. En dis waar mense, halleluja, dis waar mense die oorwinning en oorkommers gaan word, is not by might, nor by power, but by the Spirit of God. In jou lewe, dis hoe jy oorkommer word. En kyk wat gebeur in Lukas 11, dan bid ons. Hierdie een het my uitgeslaan. In Lukas 11, toe Jesus op in die berg in die aande, dan bid hy. Deur die dag kom hy af. Dan genees die siekes, duiwels word uitgedryf, wonderwerke gebeur. Toe kyk die disippels in Lukas 11, kyk hulle hierso en hulle sê, maar wat doen hy daar bo op die berg? En hulle vind toe uit, hy bid. Hy het fellowship met die Heilige Gees. En die Bybel sê, toe Jesus van die berg heenoggend afkom, toe kom die disippels na hom toe. Hulle sien hom nou bid, so hulle sien die resultate hieronder. Hulle vra vir hom, Here,
leer ons hoe om te bid. Leer ons om te bid. Watch wat doen Jesus. Hy sê, so moet jy bid, Onse Vader, en hy noem dit af. Toe kom Jesus, en hy gebruik 'n voorbeeld, en hy sê, dit is soos 'n vriend, in die middernag, kom kuier 'n vriend vir hom, in die middernag, en hy het nie brood vir hom nie. Toe gaan hy na 'n vriend toe in die middernag, donkerste uur. Gaan hy en hy gaan klop by sy vriend. Die Bybel sê, Jesus sê, sy vriend is in die bed en sê, moet my nie wakker maak nie, dis middag, die kinders is klaar in die bed. Nou die wat die kinders het nie, sal nie hierdie vergelyking verstaan nie. Hy sê, die kinders in die bed, moet hulle nie wakker maak nie. Volgende oomblik, staan Jesus, en nou sê Jesus, hy sê, en die ou bly klop. Hy sê, naderhand toe staan die vriend op, nie omdat hulle vriende is nie, maar as gevolg van sy persistence. Klop en klop. Naderhand toe staan die vriend op en gee hom 3 brode. Jesus kom en hy sê, so sê ek vir julle, vra, en dit sal vir jou gegee word, klop, en hy sal oopmaak, soek, en jy sal vind, maar dan kom en hy sê, hoeveel van julle aardse vaders, as jou kind jou vra vir 'n brood, gee hom 'n klip om te eet? Of, jy vra vir 'n eier, dan gee jy jou skorpioen om te eet. Hy sê in Lukas 11 vers 13, hoeveel te meer sal God nie sy Heilige Gees gee vir die wat hom vra nie. Weet julle wat probeer Jesus daar sê? Hy sê, as julle gaan bid, klop, vra, roep, soek, en tot jy die Heilige Gees het. Wat hy eintlik daar probeer sê, in gebed probeer hy sê, voor jy vir enige iets anders vra, maak seker, dat God jou sy Heilige Gees gegee het. En watch hoe kom, want hy praat van middernag, in die donkerste uur, en hy praat van brood, so wat hy eintlik probeer sê is, as jy wil survive, in die laaste dae wat donker is, al hoe jy gaan survive, is as jy die Heilige Gees het. So in die donkerste uur, nou kyk, wat is God se plan? Kyk mooi, die een het my uitgeslaan, want toe ek sien, hierdie ou het gaan vra vir 'n vriend. Hy het nie vir homself gevra nie. Hallo, hy is nou verby die plek waar hy die Heilige Gees in hom het. Nou vra hy vir die Heilige Gees op hom, vir sy gemeenskap, vir sy vriende en familie. Die eerste ontmoeting met die Heilige Gees is vir self. Die volgende ontmoeting wat jy kry, is vir jou gemeenskap. So jy word bekragtig, want onthou nou, met die evangelie kry jy 2 tipes mense. Jy kry die sender en jy kry die goer. Die goer is die evangelis, is die pastoor. Die sender is die besigheidsman. Die man wat ons support om te gaan. Die man wat agter ons kyk. Die man en vrou wat sê, gaan hierdie evangelie, sodat die evangelie, dis soos, jy hou die tou vas, vir hierdie ou wat in die gat inval. Maar al 2, het die Heilige Gees nodig. Ek breek my longe hier uit, is julle okay? So wat is so? In die middernag, Fred, in die middernag, dis in die donkerste uur gaan klop hy. Hy soek, vir wat? Die Heilige Gees, vir wie? Vir sy vriend. Kan iemand my help? Hy soek die Heilige Gees vir sy vriend. Lukas 11, vers 13. Hoeveel te meer sal die Vader nie vir hulle die Heilige Gees. En watch nou wat is God se plan.
Ek gaan julle wys hoe hy 'n stad kan verander. Because God, according to Reinhard Bonnke, een van my helde, hy het gesê, God doesn't sit with sitters. He goes with goers. Maar baie mense wil go na die buurman se vrou. So jy gaan nie kan oorkom nie, maar daar is hoop. Hierdie het my uitgeslaan. Hierdie skrif het vir my waar geword. Die een aand sit ek saam met een van die grootste besigheidsmanne in Bloemfontein. En ons sit by so 'n aandgeleentheid waar ek mag preek. En hulle begin my aanvat oor is hierdie doping van die Heilige Gees nog vir vandag en is hierdie spreek in tale vir almal. Ek sê, hey, die spreek in tale nie vir almal in die kerkie, maar die bid in tale almal. Alle vlees. Jy kan 'n taal kry wat jy met God praat. Daai man wil met my stry. Nou sê ek vir hom, luister, ek need to wrap it up, want ons is nou al 3 ure hier, en by Pastor Pieters kerk mag ek nie langer as dit preekie, so weet julle wat, I'm going, ek gee net so 'n bietjie terug, nee, pastor. Ek sê ek moet huis toe gaan, en ons praat, en 'n ander man, die 2 besigheidsmanne, is besig om my te roer. Hy is 'n groot kop. En ewe skielik sit sy dogtertjie van 10 jaar oud, sit sy langs hom. En terwyl ek kom probeer sê, maar die Heilige Gees is vir almal, en dit gaan nie oor ouderdom nie, jy kan dit kry, sit sy daar en sy begin so aan die bewe te gaan, sy gaan so, papa, wat gaan aan met my, Jana Maloso kompresende besita. Doop die Heilige Gees sy dogter, op 10 jaar oud, word sy gedoop in die Heilige Gees, begin in tale te spreek. Daai man is, praat nie 'n woord nie. Dit was die Woensdag aand. Die Vrydag aand hou ek 'n oopelig op een van die skole wat 'n probleemskool is in die stad. Ek slat my stage op die rugbyveld op. Ek sê vir hulle, kom. Hier sien ek ewe skielik, hier kom 'n besigheidsman, maar hy lyk bekend. Met sy wit pomatekkies gegelde hare. Hy kom sit daar aan die voorste sê, ek sê, papi, ek sê nie, sjap. Die einde van die aand, wag ons vir een ou. Ons kan nie ry nie, want een ou lê nog op sy rug, op 'n rugbyveld met sy wit pomatekkies, en skree vir my, ek het dit, ek sê, jy het wat? Hy sê vir my, Riasa Kalamasoto, dis vir almal, hoor jy, ek sê, gevul met die Heilige Gees. Daai besigheidsman is besig om te floreer. Hy sê vir my, was nou die dag, hy vat sy kliënt in Los Angeles toe, of so iets, in Amerika. Hy sê 2 jaar terug, tog, hy dis 'n nice plek, kyk hoe jive hulle hier, en sing en dans, en lekker vakansieplek. Toe hy die Heilige Gees kry, vat hy sy kliënte weer so intoe. Ewe skielik sê, Here, ek moet bid vir hierdie mense, hulle oë is toe. Toe het sy oë oop gegaan, vir die sonde van die wêreld. Want die Bybel sê, as jy die Heilige Gees het, is jy in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ja. Jy sing nie Celine Dion, The Power of Love nie, papa. Sy weet nie wat is the power of love nie, voor die Here oor haar gekom het nie. Jy gaan van power of love, na in die hemel is die Heer. Sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God. En hy heers oor die, en dan slaat ek hom sommer aan so toe. O ja, Allah, Lela. You know it. Jesu. Wana. Okay, laat hulle verstaan. Jy het gesê ek mag dit kom so. Wat van Wahamanati, ken julle hom? Siyabonga. Halleluja. Okay, ek moet klaar maak, ek weet my tyd. Ek moet hier preek, papi. Right. Ek wil net gou hierso check. Salwing, bim. Ja, 3 visies het ek vir julle verduidelik. Lukas 11:13 gesê, ek wil net nie iets mis nie. Ja, dis dit. Watch gou hierso.
Wat was God se plan toe Jesus in Lukas 11 vers 13 gesê het? Vra vir die Heilige Gees. Wil julle weet wat het gebeur? In die begin wat gebeur het was, God was op sy troon. En hy sê, kom ons, en hy skep, maak die hemel en die aarde, en hy sê, kom ons maak mense in ons eie beeld. Wie is ons? Jesus en die Heilige Gees. Bybel sê Adam deceive ons toe, duiwel deceive toe vir Adam en vir Eva, hulle val met sonde, nou is God hartseer, want almal gaan dood en hulle suppose om almal hel toe te gaan. En God sê, hy het hierdie mense so lief, maar hy weet sy wet is, of sy reël is, as daar sonde is, moet daar dood wees. Hoe kry hy sy mense vry? En ewe skielik steek Jesus sy hand op. Hy sê, pa, ek het nog nooit gesondig nie, want hy het nie sonde geken nie. Hy sê, ek sal gaan, sit my in die vlees. 1 Johannes 3 vers 8, hy was gemanifesteer in die vlees, om die werk van die duiwel te verwoes. Oh, what a mighty God. Te verwoes, en om ons sondes weg te vat. Maar hy sê toe vir die Heilige Gees, ek kan dit nie sonder jou doen nie. Heilige Gees sê, gaan so lank, ek kry jou daaronder. En die Bybel sê, daai dag in Lukas 3, toe hy so uit die water uitkom, toe val die Heilige Gees op hom. Toe was hy gesalf met die Heilige Gees en met krag, en hy gaan rond, en hy genees, en hy maak so, en toe sê hy, toe hy opstaan, toe gaan hy mos dood op die kruis. Die Bybel sê, op die 3de dag, toe staan die Heilige Gees en wag. Dit klink rym, op die 3de dag, toe staan die Heilige Gees en wag. Die Bybel sê, en toe Jesus sê, laat dit so wees, toe die Heilige Gees die krag om Jesus uit die doodheid op te wek. En jy is bekommerd oor 'n demoontjie wat jou pla. En hy staan op uit die dood. Dis tyd dat ons so begin praat met mekaar. Want ons is so gefokus op die enemy, maar hy sê, I prepare a table before your enemy. So hou op die enemy fokus op die een wat die tafel dek. En amper klink nou soos dit. My seentjie van 5 jaar oud, hy gaan saam met as ek daar in Valhalla Park in die Kaap en daai plekke preek. So hy sien 'n paar goed wat gebeur wanneer ons daar is. Sy juffrou kom nou die dag agter my aangehardloop. Sy lag. Sy sê, ek wil net vir jou sê, op 'n maandag kom die manne bymekaar daar by die skool, dan brag hulle oor hulle paas. Die een sê, nee, my pa die golfdag gewen, Saterdag. Ander een sê, my pa het bestuurder geword by BMW. Sy sê, jou seun staan so asof niks om plan, hy gaan so, wel, my pa dryf duiwels uit. En nou die dag hardloop die juffrou weer agter. Ek sê, wag, wat is dit nog nou weer juffrou? Sy sê, jy sal nie glo nie. Ek sê vir die man, ek maak bietjie my stem dik. Ek sê vir hulle, hey, julle moet nou bietjie stil bly in die klas. Sy sê, toe draai Andrew om, en hy sê, juffrou, my pa sê 'n demoon praat so, pas op. Ja, en nou jy moet pas op, hierdie manne wat groot word met die Heilige Gees, is skerp in die woord, hoor. Sy ma raas met hom, nou die dag, hy's daar agter in die boet. Sy raas met hom, want hy doen iets stout, maar sy het bietjie haar stem gelig, nee, soos 'n evangeliste vrou. Lig bietjie haar stem. Hier kom hy so van agteraf op, hy sê vir, in die naam van Jesus sal jy nooit weer met my so praat nie, sê. Halleluja. Prys die Here, man. My vrou kyk my, gaan jy niks saamtree doen nie? Ek sê, Andrew, want ek het nie die salwing om haar stil te kry. Ek joke. Luister mooi. So hier's Jesus. Hy sê vir die Holy Spirit, en toe hy afkom, en toe op die 3de dag, toe kom die Heilige Gees, hy het die krag. Hy sê die een wat suppose is om in ons te leef, het die krag om Jesus uit die doodheid op te wek. Is dit nie amazing dat jy weet hoe Jesus dood is, toe gaan sy gees hel toe nie? Hoekom? Ek het nou dag 'n mooi ding gehoor, want hy moes deur alles gaan waardeur ons moes gaan, vir ons sonde. Ons moes kruis toe. Ons moet pak vat vir die sonde. Ons moes hel toe, maar hy gaan hel toe vir ons, sodat ons saam met hom hemel toe kan gaan. Ek sien dit net hoe klop hy. Ek sien hoe klop hy aan daai deur van die hel. Is donker daar. Toe hulle die deur oopmaak, eerste keer lig in die hel. Stap hy in. The King of Kings. En die duiwel sê, sit af hy strobe light. En hy demoon sê, ek het nie so helder strobe light nie.
Because he's the light of the world. En hy stap aan en hy sê, gee die sleutels. Gee die sleutels van die lewe en die dood. En hy gaan maak die hekke van die hemel vir ons oop. En hier kom Jesus, hy Heilige Gees bring hom terug in die lewe. Nou sê Jesus vir hulle, dis waartoe ek wil kom. Is julle ready vir hierdie? Nou kom Jesus. Hierdie ene gaan jy dalk nie vat nie of jy gaan hom vat. Maar hier kom Jesus. En hy sê vir sy disippels, ek moet nou teruggaan. Hy sê, wag en bid. Watch wat is God se plan. Watch gou God se plan in sy woord. Ek gee net vir julle die skrifte. Jesus gaan terug hemel toe. Heilige Gees saam met hom. En op die dag van Pinkster, toe sê die Vader, nou is die tyd. En hy 120 sit in daai boonste kamer. Is nie net die 12 apostels nie. 120, die Bybel sê. En hy kom in soos 'n klank van 'n wind. En hy kom sit op hulle koppe, gee vir hulle elkeen 'n vlam. Want hy sê in Matteus 3 vers 11, Jesus is die doper. Hy's nie net jou redder nie. Hy's die doper in die Heilige Gees en vuur. En hulle kry 'n vlam op hulle kop en hulle are set on fire. Soos Reinhard Bonkie sê, the baptism, die doping van die Heilige Gees is nie die ultimate nie. It just gets you started. Meeste mense kry die doping van die Heilige Gees, dink jy dis nou die ultimate. Nee, dit just gets you started. Die Bybel sê, toe val hy op vlamme en hulle is almal gevul, hulle begin met hemelse tale te spreek en hulle gaan die straat in. Kyk gou, wat is God se plan? Want toe vra 3000 mense, wat die hel gaan hier aan? En Petrus staan op en hy sê, niks oor die hel nie, alles oor die hemel. Hy sê, wat julle hier sien, hulle is nie dronk soos julle suppose nie. Want mense mok mos en sê, hulle is dronk. Hy sê nee, wat hier gebeur is God het beloof, in die laaste dae sal hy sy gees oor alle vlees uitstort. Hy sê oor almal. So weet julle wat is God se plan? Om die duiwel te verwoes, nie om jou te red nie. Dit was Jesus en die bloed van Jesus. Nou om die duiwel te verwoes in jou gemeenskap, sy werk te verwoes. Wat het hy gedoen? Hy sit daai selfde Heilige Gees wat op Jesus was, sit hy nou op mense. So weet julle wat is besig om te gebeur? Wat daai dag gebeur het is, nou het Jesus gesê, as jy nou in my glo, dan kom Jesus en hy doop jou in die Heilige Gees en vuur. So sy was daar in die boonste kamer. Okay, hou jou hand Maria Magdalena. Okay. Op, jy het 'n vlammetjie, sy praat in tale, is dit reg? Watch nou hierso, sy het 'n vlam gekry. Jy kry 'n vlam op jou kop, kom. Jy kry 'n vlam, hou jou vlam, niks ernstig, hou jou vlam, hulle is gevul met die Heilige Gees, praat in tale, so die Heilige Gees en vuur nou op hulle en in hulle. Hy kry 'n vlam op sy kop. Hy kry nou 'n vlam op sy kop. Sy kry 'n vlam op haar kop. Okay, ek sien julle sit lekker, nou Harry. Jy kry 'n vlam op jou kop, sy vlam op jou kop. Ag nee, maar dis nou nie so erg nie. Vlam op sy kop. Watch nou wat besig is om te gebeur, wat God se plan is. Watch gou hier vir Appington. Take it or leave it. Dis al wat nog hierdie donkerte gaan terugstoot. Watch hierso. Hy besluit, hy gaan Checkers toe. Wie gaan saam met hom? Heilige Gees en vuur. Vlam op sy kop, Heilige Gees en vuur. Hy gaan skool toe. Wie gaan saam met hom? En sy gaan ouete huis toe. Wie gaan saam met haar? En wat? Sy gaan rugby toe. Wie gaan saam met haar? Hoopelik nie die heel agter nie. Heilige Gees en kyk nou net vandag. En ek is doodernstig wanneer ek dit sê. Hoekom het hy doop by jou in vuur? Want as jy die vuur van God het, as die duiwel naby aan jou wil kom, dan raak dit vir hom warm. He can't touch you, and when he touches you, he burns. Nou die ander ding is, Heilige Gees en vuur, praat in tale, hulle is oralste. Nou wil die duiwel Checkers toe gaan, raai wie's daar? Hy wil nou skool toe gaan, raai wie's daar?
Hy wil ouer huis toe gaan, raai wie's daar. En wat? Naderhand het hy nie meer plek in julle dorp nie. Dit was God se plan. Dis God se plan. Laat mense, laat Jesus nou vandag, ek het baie byname. My vrou noem my liefie, skatable, as sy iets wil hê, angel, as ek goed gepreek het en nie te lank nie, evangie. En as hy kwaad is, Israel. So ook het Jesus se neefie Johannes hom byname gegee. In Johannes 1 vers 29 is dit die lam wat die sonde van die wêreld wegvat. Maar in Matteus 3 vers 11 gee hom 'n ander naam. Die doper in die Heilige Gees en in vuur. En weet julle wat is besig om te gebeur? Daar's nog een getuienis. Daar's 'n vrou, nou die dag 'n mamma. Dit lyk mooi. Daar's 'n mamma nou die dag. Sy kom getuig by my. Moet nog nie gaan sit nie julle, want julle gaan die aandag aftrek. Bly net so. En waar's julle vlamme? Daai is nie die Heilige Gees vlam wat jy nou gesien. Dis nie 'n vlam nie. Dit lyk meer soos 'n hairstyle. Dis 'n vlam. Sien jy, Christene groet mekaar nie so nie. Christene groet mekaar so. Halleluja. Daar's nou die dag 'n mamma. Sy stuur haar kind na 'n skoolkamp toe waar ons is. Die kind sukkel verskriklik met haar punte by die skool. Die ma sê, hier kom die kind nou terug van die Bybelkamp of van die kerkkamp af. Eerste ding wat ons by ons Bybelkamp, wat is jou eerste topik, Israel? Jesus die doper in die Heilige Gees. Maar hoekom doen jy dit eerste en nie laaste nie? Ek sal jou sê hoekom. Want as die Heilige Gees nie inkom, is die kinders se oë nie oop om te ontvang nie. Hulle is nog blind. So ek preek vir daai keer, sy ontvang die Heilige Gees. Die ma kom, sy sê, na daai naweek is dit eksamentyd. Sy sê, nou kind doen juist nie goed in die skool nie. Sy sê, nou loop sy verby die kamer. Dan sien sy, die kind is nou voor die boeke. En dan as sy weer verbyloop, sien sy, nou het sy die Bybel oop. En as sy weer verbyloop, hoor sy praat in hierdie snaakse taal. Sy sê, dan as sy weer verbyloop, tale, Bybel, boeke. Taal, Bybel, boeke. Want ek het hulle gesê, as jy wil wysheid hê van die Heilige Gees, beteken dit jy moet gaan leer nie. Jy moet leer, en he will bring remembrance to you. Sy dog toe nee, hierdie evangelis gaan sy by mekaar maak, maar sy gaan net wag vir die rapport om te kom, dan gaan sy vir my roer. Ja, sy kom getuig by die kerk. Sy sê sy wag vir daai rapport. Toe daai rapport kom, toe kom hy met 'n sertifikaat wat sê eerste in die klas. Raai wat? Haar ma is nou 'n lid by ons kerk. Sy is nou die hoofintersessor. Praat ook nou in daai tale, of 'n intercessor, sorry. Praat ook in daai tale. Kan ek gou vir iets sê? Ek maak klaar vanaand vir jou te sê. Jy het die doping in die Heilige Gees nodig. Ek het agtergekom dat daai besigheidsman, God wou dit vir hom ook gee. Want die Here sê alle vlees. Kan julle nou verstaan, as jy 'n besigheidsman is en jy gaan na jou besigheid toe, wie moet saam met jou gaan? Want dan gaan die duiwel nie die reg het oor jou lewe nie, oor jou besigheid, oor jou familie nie. Ek sê vir die mense by die crusade, want die Here sê, bid vir hulle Israel. Dan bid ek vir hulle. En die Here het vir my gesê, hy sal iemand anders kry, as ek net die vergifnis van Jesus spreek. Hy sê, dis baie belangrik. Hy sê, maar, jy moet die invulling en die doping van die Heilige Gees spreek, want daai mense moet huis toe gaan met krag. En dis wat in Suid-Afrika gebeur, die mense dink, dis net vir die 5voudige bediening, maar die doping van die Heilige Gees is vir almal. Daai een vrou sê, ek onthou sy het daai aand huis toe gegaan, ek sê, wat het gebeur? Sy sê, nee, toe die tokkel los, sien, hy kom en nou, ek kom in by die deur,
sê my tokkelosie sien toe hier's iemand anders, het nou die vlamme, speaking in tongues, toe sy uit by die agterdeur. Die een vrou het 'n ontmoeting met die Heilige Gees gehad. Haar kinders en alles is vervloek deur toordokters in die dorp. Toe sy die Heilige Gees ontvang, toe sy daai aand by die huis aankom, toe lê daar 'n dooie slang voor haar deur, sy dood. Dis die vloek net so gebreek. Want hy sê hy verwoes die werk van die duiwel. En sien julle wat is God se plan vir jou? Hy wil jy moet gesalf wees, sodat wanneer as jy by 'n plek instap, dan moet die duiwel sê, maar dit ruik nie soos 'n sondaar nie. Nou van julle vra vanaand, hoeveel kan ek betaal vir dit? Jy kan nie betaal nie. Die enigste plek waar iemand nie die Heilige Gees kon ontvang in die Bybel is in Handelinge 8. Waar die Bybel sê, Simon the sorcerer, die toordokter, wou die Heilige Gees gehad het om geld te maak. En toe sê Petrus vir hom, jy het bitterheid in jou hart. So as jy bitterheid in jou hart, kan jy dit nie doen nie, maar weet julle wat's maklik? God sê in Deuteronomium 30 vers 8, ek sal jou hart besny. So van julle vanaand het die hartsbesnyding nodig eers. Maar die kwalifikasie om die Heilige Gees te hê, jy kan nie goud en silwer kan dit nie koop nie. Dis die bloed van Jesus. Jy moet die bloed van Jesus kry, want die bloed van Jesus was jou skoon vir die Heilige Gees om te kom. Daai selfde besigheidsman wat die Heilige Gees ontvang het. Ek het hom nou die dag wou in my weer sien. Toe sê hy vir my, waarmee kan ek jou help? Roep my, bel my, as ek jou kan help het nie. So sê ek gaan jou nie bel nie. Sê ek, want ek gaan jou nie manipuleer nie. Die Here moet vir jou sê, of jy iets vir my, as jy vir iets vir die bediening moet doen. Hy sê vir my, Israel, ek wil vir jou iets sê. Ek glo nie, maar vat nou net sy teologie, hy's nou net tot bekering. Hy sê, Israel, ek moet vir jou iets sê. Ek glo nie Jesus se hoofrede was om te kom sterf vir my sonde nie. Ek sê, joh, wag 'n bietjie. Ek sê, wag 'n bietjie. Hoe bedoel jy? Hy sê, nee, ek glo Jesus se hoofrede kom vir my kom sterf het op aarde, was om my sonde weg te kry, sodat die Heilige Gees kan inkom. En dit begin hier vanaand. Ek's klaar. Dankie. As jy vanaand hier is, wil ek vir jou sê, jy die kwalifikasie vir die doping van die Heilige Gees is die bloed van Jesus. Maar miskien is hier van jou vanaand, miskien is hier mense hier vanaand, jy weet nie eers daar's 'n ewige lewe nie. En jy kan nie die Heilige Gees ontvang as jy nie jou naam in Jesus se boek het en jou siel gered is en jy weergebore is nie. En dis van julle besigheidsmanne, jy het die Heilige Gees nodig in jou besigheid. Jy het God nodig in jou familie. Die Here het my gewys en ek werk nog daarop. Die Here het my gewys. Ek het nie net die salwing nodig as 'n evangelis nie. Ek het die salwing van die Heilige Gees nodig om 'n pa en 'n man te wees. Om 'n man te wees. Nou dag sê die Heilige Gees vir my, sê vir jou vrou, sy moet vir jou brief skryf. Sê vir haar, vir jou brief skryf. Om vir jou te sê, waar kan jy werk as 'n man? Ek sê, Here, maar hoekom sê brief skryf? Ek gaan net gou vra. Hy sê, nee, jy gaan na inchip, ek ken jou. Laat sy vir jou brief skryf. Sy skryf vir my brief. 2,5 bladsy brief. Ek gaan sê, Here, is ek so bad? Ek sê, nee, 2 bladsye kom, om te sê dankie vir die goeie man. Sy sê, maar daar's 2 goedjies, wat net my hart bang maak. Sy lê werk daarop. Want ek het besef, die salwing kan nie hier vloei, as ek nie dieselfde man by die huis is nie. En ek het die Heilige Gees nodig om 'n goeie pa te wees. Ek het die Heilige Gees nodig om 'n goeie man te wees. En ek het die Heilige Gees nodig om nou die dag toe vra daai tydskrifte, Juig en Joy. Wat? Toe vra hulle my vrou. So Israel, wie is hy? Toe sê sy kan getuig. En ek sê vir Jesus, dankie vir dit. Sy sê, sy kan getuig. Hy is dieselfde ou by die huis, wat hy op die kansel is. Maar ek besef, dis nie deur my mag of deur my krag nie. God se plan is, hy wil jou die Heilige Gees gee, om die duiwel te oorkom in hierdie laaste dag.
En hoe dit lyk, vlamme, lewende water, hemelse tale. Dis nog vir vandag. Is daar enigiemand hier vanaand? Is daar enigiemand hier vanaand wat graag gesalf sal wil wees? Steek op jou hand. Wat graag gesalf wil wees deur die Heilige Gees en deur God. Enigiemand vanaand. En ek praat van kinders. Ek praat van 8, 9 jaar oud, 10 jaar oud. Daar hoor jy daai besigheidsman se kind op 10 jaar oud. Hou jou hand daar. As jy vanaand die salwing van die Heilige Gees wil hê. As jy vanaand wil sê, Here, ek wil nie in my lewe moet dieselfde wees nie. Ek moet hierdie jukke breek. As daar iemand is wat voel jy het 'n juk op jou, steek op jou hand, laat ek sien. As daar jukke op jou lewe is. En jy weet daar's goed wat ek moet vrykom van. Ons gaan vanaand vra dat die salwing van die Heilige Gees dit oor jou breek vanaand. As daar enige siektes is, prys die Here dat hy jou gesond gaan maak. En dan laastens, ek gaan nou weer vra om jou hand op te steek. As jy hier is en jy het nog nooit jou hart vir Jesus gegee nie, want hy moet jou red, daar's ewige lewe. Daar's hemel en hel. There's a hell to shun and a heaven to gain. En hy wil jou siel red vanaand. Hy wil jou tot bekering bring, hy wil jou red want hy's lief vir jou. Hy's lief vir jou. En hy wil jou red, hy wil jou skoonmaak so sneeu. Is daar enigiemand hier vanaand wat vir die eerste keer wil sê, Here, ek wil die knie buig tot jou, ek kort jou Jesus en die Heilige Gees in my hart, maar voor jy die Heilige Gees ontvang, moet Jesus jou eers skoon was. Is daar iemand wat nog nooit skoon gewas is in die bloed van Jesus nie? Steek gou vinnig op jou hand, ek wil saam met jou bid. Ek wil saam met jou bid. Is daar enigiemand hier vanaand wat hier is, wat sê, ek kort die bloed van Jesus? Dankie. Nog enigiemand anders? Alright, die res van julle wat daai salwing wil hê, en ons gaan nou bid vir genesing ook, maar ons gaan nou bid vir daai salwing. Is daar enigiemand hier vanaand wat sê, Here, ek soek daai doping in die Heilige Gees. Ek weet is nou diep net wat ons ingooi. Ek soek daai doping van die Heilige Gees met die spreek in tale. As jy dit nog nie het nie en jy wil hê ons moet vanaand intree vir dit, want ek's nie die doper nie, maar ek ken die doper. Sy naam is Jesus. As jy gedoop wil word in die Heilige Gees, steek gou op jou hand dat ek sien. Mense wat gedoop wil word in die Heilige Gees en in vuur met die spreek in tale. Loof die Here, prys die Here. Almal wat hulle hande opgesteek het, kom vorentoe, kom.